Voordat ons uit die woord van die Here lees, bid ons altyd saam. Jy kan net vir 'n paar oomblikke net so stil sit, met die hoofde buig, dan bid ons saam tot die Here. Wonderlike Hemelse Vader, baie dankie Here vir hierdie geleentheid, van die rustigheid, van hierdie oomblikke wanneer U Heilige Gees hier saam met ons is. Here, in 'n wêreld waarin daar op hierdie stadium soveel onrus is, kom ons na U toe, omdat daar by U vir ons volkome vrede is, en die hoop, Here, dat hierdie wêreld met sy vreeslikhede nie die laaste woord sal spreek nie. Dankie dat ons nog steeds kerk en gemeente van Jesus Christus kan wees, waar ons veral hier saam is om te luister na U woord, maar waarin ons ook as gemeente in liefde na mekaar uitreik, omdat ons ook, Here, by mekaar belang het as lidmate van 'n gemeente. Here, terwyl ons ook in ons eie gemeente nou in die opbou is en die oploop is saam met die Christelike kerk oor die wêreld, na die hoogtepunt op ons kerklike kalender, die herdenking van die kruisiging, maar ook opstanding van Jesus Christus ons Here, vra ons dat U ons wat dit daagliks oordink, en ook nou in die prediking daaraan aandag gee, terwyl ons harte voorberei vir daardie gebeure, dat U ons deur die Gees, deur U woord sal seën. Ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan uit hoofstukke 5 en 6, gaan ons net enkele verse lees uit die boek Josua. Dit is die boek wat handel oor die intog van die volk Israel. So, 'n mens lees dan nou die pragtige gebeure van hoe die volk die beloofde land intrek, ons die hoogtepunt van die deurtog deur die Rooi See, en hoe die Here dan ook die land vir die volk gee. Maar dan die gebeure wat ons vanoggend lees, is na al hierdie pragtige gebeure, dan sien hulle nou hierdie ongelooflike stad, wat voor hulle lê en eintlik reg in hulle pad is, en dit is waaroor vanoggend se prediking ook sal handel. Ons lees dan in Josua 5, net eers van vers 2 af, wat die Here dan vir die volk in hierdie omstandighede sê wat hulle moet doen. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny die Israeliete. Daar moet weer 'n besnydenis wees. Josua het toe vir hom klipmesse gemaak en hy die Israeliete besny. Die plek is genoem die heuwel van die besnydenis. Dan van vers 10 af, terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die Paasfees daar in die Jerigo vlakte gevier op die 14de van die maand in die aand. Die oggend na Paasfees, presies op die dag, het hulle ongesuurde brood en gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet. Daardie oggend, toe hulle van die opbrengs van die land eet, het die manna weggebly. Daar was nie weer manna vir die Israeliete nie. Hulle het daardie jaar van die land Kanaan se eie oes geëet. En dan ook net die eerste vers van hoofstuk 6. Jerigo was gesluit en verskans teen die Israeliete. Niemand het uitgegaan of ingekom nie. Kom ons lees tot sover. Wie 'n kind van God is, luister ook na die woorde van God. Liewe broers en susters in die Here, verwagting is een van die wonderlikste dinge in die lewe. Om uit te sien na iets wat aan die kom is, wat dit ook al is, of om te hoop op 'n beter tyd wat sal aanbreek, of 'n doelwit waarna 'n mens streef, dat dit sal realiseer. Dis dinge wat 'n mens inspireer en wat jou energie gee. Maar terselfdertyd is verwagtinge wat teleurstel van die ergste dinge in 'n mens se lewe. As jy so op iets gehoop het en dit realiseer nie. As jy so uitsien na iets wat net nooit aanbreek nie.
As jy jou hart aan 'n bepaalde saak hang en dit kom net nie uit nie. En dit is die agtergrond van die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het uit Josua. Kom ons kyk vir 'n oomblik wat gebeur hier. Die Israeliete het kort tevore droogvoets deur die Jordaanrivier getrek, die land Kanaan binne. En na 'n jarelange woestyntog is hulle nou uiteindelik in die beloofde land. Die slawerny van Egipte lê goed agter die rug en die vervulling van God se beloftes van 'n land van melk en honing is nou vir hulle letterlik in sig. Die smeulende hoop op die toekoms vlam vir Israel weer op, die hoop op die onmoontlike, dat daar weer grond onder hulle voete sal wees, 'n veilige ruimte waarbinne hulle in hulle eie land kan leef. Maar dan in die verte sien hulle die hoë, oninneembare vestingmure van 'n stad verrys. Jerigo en sy mure staan tussen Israel en sy drome. En die volk moes sekerlik gewonder het, maar wat kom nou uiteindelik van al die mooi beloftes tereg? Want wat kan 'n volk van swerwers, van woestynbewoners, ongeoefen in die krygskuns teen die massiewe mure van Jerigo verrig? Wat kan 'n moeë klompie trekkers uitrig teen die hoë wande van 'n vestingstad? En Israel trek dan laer by Gilgal op die vlakte voor Jerigo. En hulle is eintlik letterlik en figuurlik op 'n vlakte, want hulle is ook op moedverloor se vlakte. Hulle is ontnugter om na jare se swerf en beloftes so ver te kom en dit dan te beleef. Geliefdes, hoe maklik kan ons inleef in die bitterheid en die hartseer van Israel by Gilgal. Want gelowige mense soos u en ek ken ook moedverloor se vlakte. Ons lewensreis loop baie keer deur Gilgal. Ons reis ook met drome en met beloftes en baie keer dan ontwaak ons in 'n doodloopstraat. Ons hang ook baie keer ons harte aan die opwindende vooruitsig van nuwe avonture, van dit wat die lewe vir ons kan bied, en dan loop ons onsself dikwels ook teen allerhande forme van mure vas. So die ervaring van 'n ontnugterde vlakte bestaan is nie aan een van ons vreemd nie. Die Christendom, die kerk van Jesus Christus, word ook soms deur 'n verslae magteloosheid oorrompel. 2000 jaar al word God se beloftes van herskepping, van vernuwing reeds verkondig in die kerk en geglo in die kerk. En tog, hoe min sien ons van daardie herskape wêreld rondom ons. Wat ons rondom ons sien is alleen maar 'n onverloste wêreld van nimmer eindigende botsing en stryd en verwoestende oorloë, van onreg en leuen, van agterdog en haat, van lyding en smart. Daarom is die boodskap van Josua 5 ook vandag vir u en my. Wat sê die Here vir Josua by Gilgal? Nie om sy leeroowerste bymekaar te maak, om krygsberaad te hou, nie om 'n militêre oefening te hou oor hoe die vegters gereed gaan word vir die stryd teen Jerigo nie. Hy doen twee goed. Hy laat die volk besny. Al die manne wat in die woestyn gebore is, moet eers die teken van God se verbond ontvang. En daarna roep hy die hele volk bymekaar vir die viering van die Paasfees, vir die Pasga. Die Paasfees is 'n herdenkingsfees van God se bevryding van sy volk uit die slawerny van Egipte. En met die viering van die Pasga op die vlaktes voor Jerigo, laat Josua sy volk 'n belydenis aflê. 'n Belydenis van hulle onwankelbare vertroue in die God van die verbond. So seker as wat God die Rooi See voor hulle oopgemaak het.
so seker sal hy Jerigo se mure laat verdwyn. Met die viering van die Pasga laat Josua Israel se hart sterk maak in afhanklikheid van die geloof. Met die viering van die Paasfees verander teleurstelling in nuwe verwagting. Met die herdenking van God se dade in die verlede word 'n nuwe toekoms vir die volk oopgemaak. Want God se verlossingswerk wat eenmaal begin het, kan niks en niemand stuit nie. Sy verlossingswerk gaan deur. Daarom die geslagte paaslam as die waarborg. Wat God beloof het, sal hy in sy ewige trou ook doen. Die volk sê vir mekaar, so seker as ons die wonder van die uittog met hierdie Paasfees gevier het, sien ons nou kans vir wat voorlê. Geliefdes, in die weke wat nou opbou, is ons elke dag ook besig om so saam met u deur die evangelie van Markus te kyk hoe hy die lyding van Christus beskryf. En hierdie lydensweke wat nou opbou na die groot hoogtepunt vir ons op Goeie Vrydag, is ook 'n manier en 'n geleentheid vir ons as gelowiges om ook ons eie geloofspad saam met die Here weer te oorweeg. Omdat ons lewe baie keer ook soveel terugslag, soveel hartseer, soveel teleurstelling het. En ons gaan ook op Goeie Vrydag, soos ons goeie gebruik is, gaan ons weer ook nagmaal vier. En elke nagmaal is belangrik, maar tog is Goeie Vrydag se nagmaal eintlik vir ons baie kosbaar en baie spesiaal. Wat met daardie nagmaalsviering gaan dit 'n fees van opligting wees. 'n Fees wees waarin ons as gelowiges onsself gereed maak vir die toekoms van ons lewens, juis omdat ons daar weer uiteindelik ook aan die verlede sal bind. Nagmaal sal altyd vir ons 'n gedagtenismaal wees, 'n herdenkingsgeleentheid, maar ook 'n vernuwingsfees van ons geloofsvertroue en ons geloofsmoed. Geliefdes, ten slotte, miskien staan u en ek ook voor allerhande tipe ondeurdringbare mure in ons lewens. Dis vir ons almal daar. Dit verskil van mens tot mens, maar van tyd tot tyd kom ons daar. Ons kom by daardie teleurstelling en ons wonder. Maar met hierdie boodskap wil die Here vir ons in beweging bring, op die weg plaas na 'n nuwe toekoms deur sy trou. Mag ons dit ook elke dag met al ons uitdagings die Here se trou in ons lewens so ervaar en ons deur sy Gees daartoe begenadig. Amen. Kom ons dank nou saam. So wonderlike Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons in hierdie tyd, juist terwyl ons in sulke vreeslike tye in die wêreld leef, by U 'n volkome vrede, kalmte en rustigheid vind. Here, dit is vir ons ook in ons eie gemeente 'n besondere tyd van die jaar en ons sien ook uit na die hoogtepunt om by 'n nagmaaltafel te kom aansit aanstonds. En daardie nagmaal is vir ons baie kosbaar en betekenisvol. Here, ook van ons eie lewens, want soos Israel beleef ons dit baie keer, ons drome kom partykeer nie uit nie. Ons verwagtinge realiseer baie keer nie. Dinge loop partykeer anders as wat ons voorsien het, of op gehoop het, of selfs voor gebid het. En dan wil U ons weer in beweging bring. Dan wil U ons weer optel en ons verseker dat U gister vir ons goed is en vandag vir ons weer ook goed sal wees. Hoor ons gebed en seën ons ook daarmee. En Here, dan wil ons ook as gemeente in die besonder vanoggend vir Tannie Desie, vir Jannie en die familie om voorbidding doen. Here, hoe bitter is dit om 'n kind te verloor. Bitter is dit vir Tannie Desie om haar dogter in die afgelope tyd so te sien swaar kry het. En ons bid, Here, dat ons ook van die kerk se kant af en die gemeente se kant af ook vir hulle so sal dra dat hulle altyd die liefde van Jesus Christus en die vrede sal vind, ook in die tye van ons grootste hartseer en leed.
Hoor ons gebed nou, ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen.